oor my as persoon. Jy sien, wanneer ons kyk na jou as persoon, jy het 'n verhouding met die Here. En wanneer jy gesê het, die dag toe jy gesê het dat ek aanvaar die Here Jesus Christus as my persoonlike saligmaker en verlosser, glo ek dat hy my enigste is. Hy is Abba Vader. Hy is die persoon wat my kom red. En wanneer ons dink aan dit, die woord van die Here sê dat ons liggame is die tempel van God. En wanneer ons kyk na die tempel van God, dan beteken dit, ek moet rentmeesterskap vat van die tempel van die Here. So I need to take care of myself, my body, my mind, my soul, everything. Ek is 'n rentmeester van dit wat die Here aan my toevertrou het. Rentmeesterskap gaan nie net oor my as persoon nie, maar dit gaan ook oor my verhoudings met mense rondom my. Dit gaan oor hoe tree ek op teenoor ander mense. Die woord van die Here sê vir ons dat ons moet vergewe. Ons moet mekaar lief hê. En dan sê die woord van die Here ook vir ons, wanneer ons kyk na vergifnis, dan sê die woord van die Here, as jy nie vergewe nie, dan sal God ook jou ook nie vergewe nie. So I need to forgive. En dan hoe? Vra ons, hoe moet ons vergewe? 70 maal 7. En dit is in die woord van die Here. Het maak nie saak hoeveel keer ons vergewe nie, ons moet vergewe. Of hoeveel maal iemand kwaad aan jou gedoen het nie, maar jy moet vergewe. Wanneer ons kyk na hierdie beginsels in die woord van die Here, dan gaan dit ook oor vrygewigheid. Gaan oor eerlikheid, vertroue. Vrygewigheid gaan daaroor dat ek moet vir iemand kan gee, sonder om iets terug te verwag. My hande moet oop wees. En as ek dink aan my ouers, my ma het, as iemand daar verby kom loop het, en sy het gesien, die persoon lyk na asof hy iets te ete nodig het, dan nooi sy die persoon in, en dan gee sy vir hom, dat sy vir hom sit, gee vir hom 'n bordjie kos, of maak vir hom 'n broodjie, maak vir hom 'n koffietjie. En baie kere het ons gewonder, omdat my ma nou sommer 'n jongie van die straat ingebring het, en sy het hierdie jong die kos gegee. Maar kan mos nou nie so onverskillig wees nie, maak jy nie as hierdie jong. Dit is baie keer hoe ons uitkom. Want jy dink aan jou ouers se veiligheid. Maar weet jy, dat jou ouer is 'n biddende ouer. En ons leer hierdie goed by ons ouers, hoe hulle bid, nie net vir die huisgesin nie, maar hulle bid vir mense daar buite. As kinders, koningskinders, wat glo aan koninkryksbeginsels, dan gaan ons ook so met ons finansies werk. Jy sien, ek het 'n volle vertroue dat die Here gaan in my behoeftes voorsien. En as ek die Here vertrou,
dan gaan ek my finansies ook so bestuur. Die woord van die Here praat oor tiendes. En ons gaan nie vanoggend praat oor tiendes nie, maar ons gaan praat, ek wil spesifiek praat met u oor daardie beginsel van vertroue, volle vertroue in die Here, dat die Here sal voorsien. Die Here sê ek moet vrygewig wees. En wanneer ek vrygewig is, dan worry ek nie oor die pakkie wat ek uit my spens uithaal en ek gee dit vir iemand nie. Ek worry nie oor of ek 'n lek gaan hê nie, want ek vertrou die Here om daardie tekort aan te vul. Sien, daar is daardie vertroue wat hoop gee. Wat vir jou alle vrese oorheers. Daardie vrees van dat jy nie dat jy 'n tekort gaan hê. Dit oorheers dit. Daardie vertroue dat wat ook al gebeur, die Here sal vir my deurkom. Ek hoef oor niks bekommerd te wees nie. Jy sien, die woord van die Here sê in Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. En as ons kyk, hierdie skrif wat ek vroeër vir u gegee het van Matteus 25, 14 tot 30, en u kan dit gaan lees by die huis. Het gaan nie oor hierdie ryk man wat op 'n reis gegaan het. En toe hy op 'n reis gaan, voor hy gegaan het, het hy alles in plek gesit. Hy het gesê, ek gaan op 'n reis. En hy het vir elkeen het hy verskillende talente gegee. En hy het gesê dat hulle moet werk met dit. Die een het gegaan en hy het gewoeker met daardie 5 talente en hy het dit vermeerder, hy het dit verdubbel. Die ander een het 2 talente gekry en hy het dit ook verdubbel. Maar die ander ou, hy het sy talent gevat en hy het begrawe. En na tyd toe kom die man terug en elkeen het verslag gedoen oor dit wat hy ontvang het. Jy sien baie kere besef ons, en ons besef dat die Here het vir ons elkeen 'n verskillende talent gegee. Maar wat maak met ons met die talent wat die Here in ons toevertrou het? Hoe hanteer ons dit? Hoe beskerm ons dit? Hoe gebruik ons dit tot voordeel van die Here? Of die mense rondom ons? Die Here gee vir ons 'n talent. Ek maak maar nou net 'n voorbeeld. 'n Talent om te sing. En dan is ek skaam om voor mense te sing. Ek weet, Moses het vir die Here gesê, maar toe die Here vir hom stuur, toe sê hy, maar Here, ek kan nie praat nie. Ek het 'n gebrek, 'n spraakgebrek. Hoe kan ek praat? En die Here sê vir hom, geen probleem nie, ek sit iemand wat saam met jou gaan wees. En die Here gee vir hom 'n Aaron. Jy sien, as die Here jou roep, sê ja. Want as die Here jou roep, sal die Here jou ook ekoop vir die doel waarvoor hy jou geroep het. Amen. Jy hoef oor niks bekommerd te wees nie. Al wat jy moet doen, is om gewillig te wees. Al wat jy moet doen, is om te sê, ja, Here, ja, ek wil. Geliefdes,
Wanneer ons vir die Here gesê het ja, dan moet ek beweeg met daardie volle vertroue dat die Here gaan voorsien in alles. Die Here gaan my koop. Die Here gaan my nie 'n loser maak en vir my uitstuur dat ek nie suksesvol is. En elkeen van ons, in ons eie reg, is ons suksesvol met dit wat die Here aan ons toevertrou het. Ek ontvang my salaris. Elke maand ontvang ek my salaris. Maar dan is my maand te lank. My maand, ek kan nie wag tot die einde van die maand kom wanneer ek my volgende salaris verdien nie. En wanneer in hierdie maande raak vir my so lank. Maar weet jy hoekom is dit? Omdat ek nie op my plek is nie. Die Here gee vir my, elke maand gee die Here vir my saad. Saad om te gebruik, om te saai. Sien, my spending patterns is van so 'n aard dat ek spandeer net op my eie behoeftes. En ek dink nie aan enigiets anders nie. Ek gaan maak skuld, in die woord van die Here sê, dat ons nie aan iemand iets verskuldig moet wees nie. Dit is nie die woord van die Here. En ek wil dit vir u wys. Alles behoort aan die Here. Van my skuld en leef binne jou vermoë. Spreuke 22 vers 7. Die ryke heers oor die armes en die lener is die slaaf van die lener. Jy sien, as ek gaan leen om my skuld te betaal, dan word ek 'n slaaf. Romeine 13 vers 8 sê, laat geen skuld uitstaande bly nie, behalwe die voortdurende skuld om mekaar lief te hê. Sien, dit beteken dat ek moet skuldvry wees. Wanneer ek aan die einde van die maand my salaris kry, nadat ek my 10de vir die Here gegee, jou 10de wat jy vir die Here gee, is just to bless the Lord. Die Here het niks van jou nodig nie. Alles behoort aan die Here. En ek wil vir hierdie gedeelte lees. Haggai 2 vers 8 sê, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. As alles, die wêreld en sy volheid aan die Here behoort, hoekom het die Here jou 10de nodig? Hoekom het die Here jou offer nodig? Everything that you are giving to God, just to bless Him in thankfulness. Omdat jy dankbaar is vir dit wat die Here aan jou kom doen het. En jy sê vir die Here, Here, ek vertrou U. En omdat ek U vertrou, wil ek net iets terugploeg. Ek wil net kom dankie sê. En daarom gee jy die offer. Maar die Here sê in sy woord, jou hart. Dit moet gaan oor jou hart. As jy nie kan gee, omdat jou hart sê, dat I need to give this nie. As jou hart nie vir jou bepaal nie.
as jou hart nie skoon is nie, en jy gee met 'n skoon en rein gewete, en jy gee met opgewektheid vir die Here nie, dan beteken dit niks. Wat die Here sê in sy woord, 'n blymoedige gewer. Met 'n blymoedige gewer lief. Iemand wie se hart vol is van dankbaarheid teenoor die Here. Iemand wie se hart oorloop van dankbaarheid. Sien geliefdes. En wanneer ek soveel vertroue het in die Here, dat my hart oorloop van dankbaarheid, dan gaan dit vir my maklik. Sien, dit vloei uit my hart. Die woord van die Here leer ons dat in Spreuke 21 vers 20 sê hy, die wyse bære lekker kos en 'n olyfolie op, maar die dwaase sluk hulle sin toe. En dan Spreuke 6 vers 6 en 8 sê, die mier bære kos in die somer vir die winter. En die woord van die Here leer ons, hy sê ook, ga na die muur jou leier, gaan leer by die muur, sien wat die muur doen. In 2018 gee die Here vir my 'n droomgesig. En die Here wys vir my dat ek moet die boodskap afgee vir die volk. Gee die boodskap af. En in die droomgesig wys die Here vir my hoe ons storehouses moet opbou. Waar die oomblik weet ek nie waaroor dit gaan nie. En ek sien, hier sê die Here dat moenie vir jou skatte op die aarde versamel nie. En ek wonder, hoe kom die twee by mekaar? Maar die Here sê, you need to plan for the future. En weet jy, ek gaan gee die boodskap af. En daai was exactly ander mense se vraag ook. Maar ek vertrou die Here vir dit wat hy aan my toevertrou het. Dit wat hy sê, ons moet doen, doen ons. Ons sit alles in plek. In my droomgesig wys die Here ook vir my, dat ons moet skuldvry wees. 2019 breek aan en hier kom COVID. COVID maak dat mense toegesluit is in die huis, hulle kan nêrens gaan nie, en het 'n impak op sy salaris. Besighede maak toe as gevolg van dit. Mense raak hulle werk kwyt as gevolg van dit. Van besighede wat toemaak. Maar die Here het gewaarsku, spaar, bou jou storehouses aan, build up your storehouses. Geliefdes, en vandag nog steeds, sien wanneer jy die Here vertrou, dan gaan die Here vir jou lei wat om alles te doen. Wanneer jy die Here vertrou om jou storehouses te build, dan doen sy so. Die Here sal nie vir jou verniet sê, build up your storehouses. En hy gaan teen sy woord van, jy moet nie vir jou skatte by mekaar maak. Sien, die twee is twee verskillende
twee verskillende termes of hoe die Here deel met wie hy is. As ons kyk na byvoorbeeld die gedeelte wat sê, moenie vir jou skatte hier by mekaar maak. Mense kan maklik vaskleef dat rykdom of geld vir hulle oorheers. En dit is nie wat die Here wil hê nie. As ons kyk byvoorbeeld, die Here sê vir hierdie jong man, hy kom na die Here toe en hy wil die Here volg. En die Here sê vir hom, gaan verkoop alles en gaan gee dit aan die armes. Sien wanneer wat die Here hiervan praat is vrygewigheid. Jou hart moet reg wees dat jy maklik sal share met ander. Die Here verwag dat jy dit wat jy het, dat jy nie selfsugtig moet wees in dit nie. Dat jy share met mense rondom jou wat nie het nie. En dit is hoekom jy jou storehouses opbou. Sodat iemand wat in nood is, dat sy help. Ek lees een keer van hierdie miljonair hier in Suid-Afrika. En hy besluit dat hy het genoeg gehad van die besigheidswêreld en hy wil die Here deel maak van alles wat hy het. Want hy glo dat alles wat hy het behoort aan die Here. En hy word 'n filantroop. Hy gaan rond en hy oral waar hy lek sien, dan spreek hy dit aan. En nou sien jy al, hy kan mos maar vir my ook gegee het. Of, hoekom gee hy net daar? Maar die Here het ons almal gekoop. Die Here gee vir ons elke dag 'n saad om mee te werk. Kom ons kyk maar daai vrou waar die profeet by die vrou kom en hy vra vir haar, maak vir my iets om te eet. En hy sê vir haar, gaan leen kanne. En die olie wat jy het, maak daai bietjie olie, daai saad wat jy het, maak al hierdie kanne wat jy gekry het, wat jy nou gaan leen het, maak het vol. Sien, die Here gee vir ons 'n saad elke maand, wanneer ek my salaris verdien. Die Here gee vir my, ek koop vir my, om ekstra te verdien. Ek wil vir julle vertel, Paulus vertel vir ons dat ons moet single-minded wees in dit wat ons in toepas. En dan praat Paulus ook oor wanneer ek my besigheid doen. I need to be single-minded. Maar Salomo daarenteen praat weer, moenie alles jou eiers in een mandjie plaas nie. Dat jy dit in verskillende mandjies moet plaas. Nou sê mense, jy kan nie 'n ekstra income stream hê nie. Maar Salomo sê, dat jy kan verskillende income streams hê. Wanneer hy praat van moenie jou eiers almal in een mandjie plaas nie. Ons kry elke maand ons saad. Wie van ons spaar elke maand? Wie van ons invest elke maand? Sien geliefdes, as jy nie elke maand iets spaar nie, en dit is 'n bewys van ons as
koninkryk kinders, dat ons nie op ons plek is nie. Want die beginsels wat in die woord van die Here is, pas ons nie toe nie. Ek het al baie kere, dan pas ek hierdie beginsels toe, en dan dwaal ek weer af van hierdie beginsels af. As jong kind, het ek geglo aan sekere beginsels, hoe om te werk met jou geld. Baie van hierdie beginsels was op die wêreld geskoei. En daarom het dit nie altyd volgebly nie. Maar as jy jou beginsels op God se beginsels toepas, dan sal dit gestaan bly. Die Here wil hê dat ons vir hom vertrou met ons finansies. Dat ons vir hom vertrou met alles wat ons het. Want alles behoort in elk geval aan die Here. Geliefdes, my wens vir u is dat u alles wat in die woord van die Here is, elke beginsel om vir u suksesvol te maak, sal gaan hoor by die Here, en dat u dit toepas in u lewe. En weet u, ek kan getuig van hoe die Here vir jou deurkom. Toe die Here vir ons destyds na Port Nolloth toe gebring het, die Here vir ons daar die versekering gegee, dat ons hoef oor niks bekommerd te wees nie. Hy sal in al ons behoeftes voorsien. En ons, as man en vrou, het besluit geneem, dat ons gaan die Here vertrou. Dat ons nie gaan staat maak op wat mense kan voorsien vir ons nie. Of rely op iemand se belofte nie. Maar ons vertrou die Here. As ons tekort het, dan gaan ons nie vir iemand vra, vul jy die tekort aan. Ons vertrou die Here, dat hy daar die tekort aanvul. Want weet jy, het jy al gesien hoe water deur jou hand vloei? Net so vloei geld deur jou hand. Dan weet jy aan die einde van die maand nie wat jy met jou geld gemaak het. Alleenlik, wanneer jy die Here vertrou, dan sal jy elke dag geld het tot die einde van die maand, wanneer jy weer verdien. Jy sal ekstra het in jou savings account of in jou investment account, want jy vertrou die Here, dat die Here voorsien, en dat die Here maak, rig jou stappe. Daarom sê die woord van die Here, ken hom in alles, en hy sal jou voetstappe rig. Geliefdes, my wens vir u is, dat u die Here sal ken in alles. Nie net in u finansies nie, maar in u verhouding met jou boyfriend, of jou girlfriend, of jou man, of jou vrou, of jou kinders, of wie ook al, die mense met wie jy te doen het elke dag, jou collega's. Jy moet die Here absoluut met alles vertrou. Alleenlik, wanneer jy alles oorgee vir die Here, gaan jy soveel meer peace het. Sien jy daar die vrede wat alles verstand te bowe gaan? Vrede wat
Mense kan maar wat sê. You are just at peace with everything. Daai soort vrede. Daai soort vrede. Okay, my Jesus is fighting for me. Daai soort vrede. Wees sterk. Die Here sê vir ons in sy woord. En die vyand gaan vir jou alles op jou pad plaas. Om vir jou van jou doel af te bring. Maar die Here sê, al wat ons moet doen, we need to resist. Jy hoef nie te beklei en te stry in wat ook al. Jy moet net resist. Resist the enemy and he will flee for you. Flee from you. Amen.